Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Dit wat Jesus Christus kom doen het, bykans 2000 jaar terug, toe hy elke mens ingesluit het in sy dood en elke mens ingesluit het in sy opstanding. So mooi as ons gaan kyk na 2 Korintiërs 5 vers 15, dan sê hy, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf, en hy het vir almal gesterf. So mense, dis die baie groot werklikheid, dat jy moet besef dat Christus het gekom om 'n einde te maak aan die Adamiese ras. Dit wat skeef geloop het in Genesis, die sondeval, het Christus gekom om te kom herstel, omdat God gesê het, vrou, jou saad gaan sy kop vermorsel. Hy gaan dit kom herstel. En dan sê die skrif vir ons, die saad is Jesus Christus. En hy het gekom om dit te kom herstel. En hy het namens elke mens gesterf. En nou dag weer met iemand gepraat, hy het as ons gesterf, want hy moes nie gesterf het nie, dis ek en u wat moes sterf. En daarom het hy gekom en vir elke mens gesterf. Hy sê, sodat die wat nou leef, nie meer vir hulle self leef nie, maar vir die een wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Hy sê, ons sien niemand meer na die ou mens nie. Ons sien niemand meer na die vlees nie. Ons sien niemand meer na die natuurlike nie. 2 Korintiërs 5 vers 16. Mense, dit is so belangrik. Ons wil nog so baie gaan kyk en sê, hoorie, daardie ou, en kyk hoe maak die mens en al dit. Christus het vir elke mens gesterf en hy het hierdie werklikheid klaar gedoen. Hy sit aan die regterhand van God. Elke mens moet nou by hierdie werklikheid uitkom en hy moet dit hoor en hy moet dit sy eie maak. Hy gaan verder in die 17de vers en sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n splinternuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Mense, ons sukkel om by daai nuut uit te kom. Ons probeer, want ons dink ons moet dit doen. Maar dis absoluut dit wat God in Christus gedoen het. Ek het 'n vorige keer gepraat oor bekering. Hoe 'n mens sit en dan lewe jy, maar dit lyk nie vir jou regtig of jy by die Here uitkom nie. Dit voel vir jou of die Here jou verlaat het. En dan kom jy weer 'n keer tot bekering. En daar's mense wat wedergebore word, dan praat hulle, jy's 'n wedergebore Christen, en dan het jy nou vir lang tyd, ek het nou so 'n situasie gehad, mense nie gesien nie, en nou kom ek en ek hoor hulle het bietjie van die pad afgegaan, en dan kom ek weer met hulle te doen, dan sê hulle vir my, weet jy, ek is wedergebore, nee, nou 2 maande terug, is ek wedergebore. Hoeveel keer kan jy wedergebore word? Hoeveel keer kan jy jou bekeer? Dis 'n werklikheid wat moet plaasvind, maar dis iets wat net een keer plaasvind. En as ons gaan kyk na dit wat God in Christus gedoen het, dis die goeie nuus, die evangelie. Nie wat jy vir God moet doen nie, maar dit wat hy vir jou gedoen het, sodat jy dit aanvaar. Alles is geskenke. Die grootste geskenk, die eerste geskenk wat Jesus vir ons gegee het, is die dood, die sterf. As een vir almal gesterf het, het almal gesterf, en hy het vir almal gesterf. Dis jou eerste geskenk wat jy moet aanvaar. Dankie Here Jesus, dat u vir my gesterf het, want die loon van die sonde, dit wat Adam gedoen het, is die dood, en nou het u vir my gesterf, ek was in u gewees, so ek het voldoen aan dit wat die Ou Testament van my verwag. So moet jy elke een van daai geskenkies moet jy jou eie maak. En as jy byvoorbeeld gaan kyk na die wedergeboorte, dan sê in 1 Petrus 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons na sy groot barmhartigheid, ons die wedergeboorte geskenk, tot 'n lewende hoop, wanneer deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. So elke mens is wedergebore by die opstanding van Jesus Christus. Het almal dit aanvaar? Nee, ongelukkig. Jy sien, dit is die groot werklikheid. Almal het dit nie aanvaar nie. Selfs Nikodemus in Johannes 3 kom na Jesus toe. Hy sê, hoe is dit? En Jesus sê, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. En hy het gesê, maar ek kon dit nie verstaan het nie, want dit was nie iets wat hy moes gedoen het nie. Dit is iets wat Jesus gedoen het, en dat ons nou uit God gebore is. Dis die nuwe skepping. Want die ou mens is aan 'n einde gekom, en daarom is ons nou die nuwe skepping. En daarom praat die skrif daarvan. Hy sê, as ons kyk na Romeine 10, dan praat hy vers 13, hy sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Jy sien, ons wil tot bekering kom, en dan wil jy 'n beter mens probeer word, en dan wil jy aanvaarbaar word vir Christus. Mense, nee, die skrif sê anders. Die skrif sê,
Jy moet die woord hoor. Efesiërs 1 vers 13, hy sê, toe jy die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding gehoor het en dit geglo het, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. So jy moet eers die woord hoor en die woord sal jou in 'n volle werklikheid vat. So nou, dis nie wat jy moet doen en jouself probeer verbeter. Nou kyk hoe rym Efesiërs 1 vers 13 met Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? Want die enigste werklikheid, die Ou Testament was die wet, Nuwe Testament is die geloof. Johannes 1 sê die wet is deur Moses, die genade en die waarheid het deur Christus gekom. Sien mense, dis 'n die kruis was 'n waterskeiding geweest. Aanroep in wie hulle nie geglo het nie. En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En wat moet jy preek? 2 Korintiërs 5 gaan aan na vers 17. Hy sê dat God het ons die bediening van die versoening gegee. En dit is die boodskap. Hoor wat sê, dis 2 Korintiërs 5, hoor wat sê Romeine 10. Hy sê, en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie beteken goeie nuus, die goeie nuus van vrede verkondig, van die wat die evangelie, die goeie nuus van die goeie verkondig. Jy sien, dit is wat ons moet doen. Ons moet die sukses van Jesus verkondig vir die mense. En dit is wat geloof is. Geloof is 'n oortuiging, en dan kom ons by God se oortuiging in, en dan beskryf Paulus sommer in die begin, Romeine 1, dan sê hy, hierdie evangelie is die krag van God tot redding. Die evangelie is die krag van God tot redding, nie dat jy jouself gaan probeer red nie. En dan gaan hy aan, dan sê hy, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Weereens mense, dit bring ons uit by Efesiërs 1 vers 13, toe jy die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding, toe jy dit hoor, en dit glo, is jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. Dan sit 'n mens baie keer en dink 'n mens aan situasies waarin ons kom, sekere predikings, en ons praat veral in hierdie tyd wat ons lewe, waar die dinge baie erg verkeerd loop, en ons sien dat die mense sê die einde is hier, en mense begin vrees, en dan begin hulle tot bekering, hulle begin hulle self bekeer, hulle wil by 'n werklikheid uitkom, en selfs mense wat miskien 'n slegte tyding gekry het oor die dood of siekte, dan wil hulle lewe reg kry. Mense, jy kan nie jou lewe reg kry nie. Jesus Christus het 2000 jaar terug gekom om jou lewe vir jou reg te maak, en hy het vir jou daardie reggemaakte lewe gegee, naamlik sy lewe. Dis wat hy gedoen het. Toe hy opstaan, toe het hy nie vir jou jou ou lewe vir jou teruggegee nie, maar hy het vir jou 'n nuwe lewe gegee, naamlik sy lewe. Hy sê, daarom sien ons niemand meer na die vlees nie. Jy sien niemand meer na die ou mens nie, maar jy het opgestaan in die lewe van Christus, en dit is die lewe wat jy leef. Kolossense 3 vers 4 sê, want 'n Christus wat my lewe is, en hy is nou jou lewe. Dan kom ons by hierdie werklikheid, en ons sien dat Christus het gekom om jou lewe reg te maak. Dis belangrik. Jou deel is net om dit te aanvaar, om dit jou eie te maak. Net dit wat jy aanvaar kan joune wees. Hy sê, Jesus sê self, Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Jy sien mense, nie jy nie. Jy sal die waarheid ken, jy sal tot 'n kennis van die waarheid kom, en die waarheid sal jou vrymaak. En dan gaan hy in die 36ste vers, dan sê hy, en as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. En dan kom Galasiërs 5 vers 1, dan sê hy, staan dan vas in hierdie vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Mense staan vas in dit wat Christus gedoen het. Hy sê, moenie weer onder 'n juk van slawerny kom, en onder die wet wil kom, en besnydenis en alles nie. Hy sê, as jy weer teruggaan na dit toe, hy sê, hulle wat geregverdig wil word deur die wet, deur wetsonderhouding, is losgemaak van Christus. Hoekom? Want Christus het vir jou 'n aanvaarbare lewe gebring. Weet jy, net eenvoudig sommer as jy gaan kyk na die gelykenis van die 10 maagde. Daar's baie mooi, baie dieper werklikhede, maar die basis van dit is, 5 van hulle het die bron in hulle gehad. Jesus Christus is ons bron. En wanneer jy die bron het, is jy reg vir die bruidegom. En jy is reg vir die bruilof. En jy hoef nie te gaan en elke keer
te gaan aanvul nie. Terwyl die ander 5, hulle was in godsdiens gewees. Hulle het gehoor en dan moes hulle eers weer gaan volmaak en dan het hulle lewe leeggeloop en moes hulle gaan volmaak. Met ander woorde, die werklikheid is, wanneer Christus jou lewe is jy reg vir die bruidegom. En dit is daardie olie in jou lamp, is Jesus Christus wat nou my lewe is, volgens Kolossense 1 vers 26. Hoor hoe mooi sê Hebreërs 9 dit, as hy vir ons sê, wat hy praat oor die Ou Testamentiese mens, wat deur offerhande sy lewe moes regmaak voor God. Mense, as jy Jesus Christus aanvaar het, is jou lewe reg. En hy sê hier, dan praat hy oor die inbeweeg in die tempel in vers 8, Hebreërs 9, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Hy sê dit was net 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kon maak nie. Daai goed kon nie dit volkome maak nie. Hoekom nie? Omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is. Mense, al daai wassing, hoe jy probeer al die skoon maak en al daai goed. Hy sê daai goed was daar, hy sê tot op 'n tyd van herstelling. So daar het 'n herstel gekom in Jesus Christus. Dan sê hy, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige, hy sien, die kruis is 'n waterskeiding. Dit was die ou bedeling tot by die kruis en dan is dit van die kruis af verder. Filippense 1 vers 6, dit wat God in Christus begin het, sal hy vat tot aan die einde van tyd. So hier was verskillende tye sonder die wet, tyd met die wet, maar toe die tyd van genade aanbreek, dit is 'n tydperk wat gaan tot aan die einde van tyd. Hy sê, het Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande verrig is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bok en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Mense, 'n ewige verlossing teweeggebring. So wanneer jy daai werklikheid het jy 'n ewige verlossing. Jesus Christus, my ou lewe is afgelê, hy's gone, soos wat ek 'n ou kar verkoop het, hy's weg, ek ry nie meer met hom nie, ek diens hom nie, ek betaal niks vir hom nie, ek het 'n nuwe voertuig gekoop, ek ry nou met die nuwe voertuig. Dis die werklikheid, en Christus is daai werklikheid, daai voertuig, ook nie met die bloed van bok en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Dan praat hy verder, hy sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewendige God te dien. Mense, so belangrik. Hy sê, en hy is 'n middelaar van die Nuwe Testament. So ons staan nou met 'n Nuwe Testament, want hy beskryf dit nou, ek gaan dit nie lees nie, van vers 15 tot 17, dat wanneer 'n dood plaasgevind het, dan word die testament geldig. Ons weet dit. Hy praat menslikerwys, Galasiërs 3 praat oor dieselfde. Hy sê as 'n testament, as iemand tot sterwe kom, dan word sy testament betaal uit, en dis die werklikheid daarvan. Dan gaan hy verder en hy sê, vers 26, jy sien, dat Christus het ons aanvaarbaar gemaak deur die ou mens weg te neem, en dit is daai werklikheid. Hy het gesterf, maar ek was in hom. Die hele verborgenheid aan die kruis was, dat Christus het nie alleen gesterf nie. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus is nou my lewe. Daar's baie skriffies wat dit sê. Nou sê hy hier ook, dat Christus het nie gekom om homself dikwels te offer, so die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, vers 26, want dan moes hy dikwels gelei het, van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. Hy het sonde deur sy offer weggedoen. Skrif sê so nie ek nie. Mense, hoekom sê ek dit vir julle?
So belangrik. Ons loop hierdie pad. Ek was daar gewees. Ek praat nie oor ander mense nie, ek praat net oor myself. En dan het ek bang geword en ek was bang vir iets wat voor lê. Ek het self op 'n punt gekom en voel ek, hier is dalk 'n hartaanval op pad. En dan bekeer ek myself en ek bid en ek smeek die Here, asseblief Here, ek neem U aan. En dan neem ek hom weer opnuut aan. En dan al daardie werklikhede. So wat ons doen is ons beweeg op die pad. En dan bly ons terugkeer. Nou sal ons verstaan met die uittog uit Egipte uit, in die skaduwee in die Ou Testament, was die grootste probleem omdat hulle heeltyd terug verlang het. En jy sien, so ons kan nie heeltyd tot bekering wil kom en heeltyd sondes wil aflê en heeltyd dit nie. Ons moet hierdie werklikheid verstaan, dat Christus het my ingesluit, ek was in sy dood ingesluit en in sy opstanding, ek het hom aanvaar as my lewe, hy is my lewe, en dan moedig die skrif ons, ek het die vorige lering daaroor gepraat, dan moedig die skrif ons om nou aan te beweeg. Hy sê dat julle moenie nou op melk weer bly nie, julle moet by vaste spys uitkom, want dit is vir julle voordelig. Mense, absoluut hierdie groot werklikheid. En dan sien jy daar, hy sê vers 27 Hebreërs 9, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Nie die veroordeling nie, want Romeine 8 sê vir ons, die oomblik as jy in Christus is, en sê hy, daar is dus nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir hulle wat na die gees wandel en nie na die vlees nie. Dan beskryf hy dit heeltyd vir jou. Man, mense, Jesus Christus is my lewe. Hoe kan God Christus oordeel? Jy sien, maar dan is Christus jou lewe. Dis nie jy nie, dis hy. Hy sê sterf en daarna die oordeel. So sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is. Jy sien mense, 'n eenmalige werklikheid geoffer is om die sonde van baie weg te neem, vir 'n tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Mense, dis daai afwagting wat elke mens het. Of dit dan nou wat ook al die mense siening is, 'n wederkoms of 'n wegraping of wat ook al, daar's soveel gestryery oor dit. Maar en of dit jou einde is wanneer jy pyn in jou bors kry en jy moet aangaan, moet jy een ding verseker wees, wanneer ek hierdie werklikheid van Jesus Christus aanvaar het, het hy gesê, hy sal ons voor God stel sonder vlek of rimpel. Mense, dis so belangrik dat as jy Jesus Christus het, het jy 'n aanvaarbare lewe. Die hele werklikheid van 1 Johannes 5 van vers 9, hoe is dit dat julle die getuienis van mense glo, maar julle glo nie wat God sê nie? Gaan hy aan, hy sê hierdie hele skrif is die getuienis wat God aangaande Jesus gegee het. Dan kom hy in vers 12 en sê, hy wat die seun het, het die lewe. Hy wat die seun nie het nie die lewe nie. Vers 13, 1 Johannes 5, hy sê, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. En kan glo in die seun van God. Mense, jy moet dit weet, dat wanneer jy dit jou eie gemaak het, dan is jy aanvaarbaar, dan het jy die ewige lewe. Hy sê, Johannes 5 vers 24, hy sê, hy wat God glo oor die getuienis wat hy oor sy seun gegee het, kom nie in die oordeel nie, dit wat ons nou gelees het, maar hy het oorgegaan uit die dood in die lewe. Hy sê, hy het oorgegaan uit die dood in die lewe. Dit is by die aanvaarding van Jesus Christus. So wat nou kom, die teksie, wil ek dit noem in alle respek, wat jou van hierdie kant na die volgende werklikheid toe vat, het sy dit die dood, of wat ook al jou siening is, moenie 'n gestryery wees nie. In jou gees is jy reeds in die ewige lewe. Die skrif sê dit vir ons op 'n hele paar plekke. Hy gaan verder, hy sê, dat deur een offer het hy ons geheilig. En dan gaan hy verder, kyk mooi, by die aanvaarding van Jesus, hy sê, vers 19, terwyl ons dan broeders, vrymoedigheid het, nou, nie eendag nie, nou, om in die heiligdom in te gaan, deur die offer van Jesus, op 'n nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Mense, dis nie iets wat eendag gaan gebeur nie, dis vir jou nou. Dat jy in hierdie werklikheid, waar die priester elke jaar moes offer, in die allerheiligste waar net hy toegelaat is, het die gordyn geskeur van bo na onder, 'n aksie van God, nie my aksie nie, dan moes dit van onder na bo geskeur het. Maar dis absoluut dit wat God gedoen het vir ons, en dit bly
ons werklikheid, mense, dat ons moenie soos golwe wees wat heen en weer geslinger word nie. Ek wil vir ons afsluit met hierdie gedeeltjie van 2 Timoteus 3 vers 14, dan praat hy oor die moeilike tye hierdie. Hy sê, maak nie saak watter vervolging ons gekry het nie, die Here het my uit almal verlos. Vers 14, hy sê, maar jy, bly jy in dit wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus. Mense, absoluut net daai een werklikheid, die geloof in Jesus Christus. Dit is absoluut dit. Hy sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. So belangrik, as ek al hierdie goed hoor, en wat mense sê, en as ek teenstand van mense kry, dan maak ek my testament oop, want ek het nou 'n nuwe testament, ons is bedienaars van 'n nuwe testament, sê 2 Korintiërs 3. Ek bly net by daai werklikheid, hy sê, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk, volkome toegerus, maar dan bly jy by jou werklikheid, wat God vir jou gegee het. Mense, dit is so belangrik, dat ons het oorgegaan van die ou sonde bewustheid na 'n Christelike bewustheid. En dan begin hy Romeine 1, en hy sluit Romeine 16 af. Dit gaan alles net oor geloof. Dan sê hy dat ons nou gehoorsaam moet raak aan geloof. Maar as ons elke keer wil teruggaan, het ons dit nou, of moet ons weer bekeer, of moet ons weer wedergebore word, of moet ek weer die Heilige Gees kry, of moet die Heilige Gees op my... Mense, daai werklikheid, Efesiërs 1 vers 13, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, en dit jou eie gemaak het, geglo het, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. Goeie nuus van Jesus Christus. Amen.